ons brood. 1 Korintiërs 11 verse 21 en 22 sê, elkeen gaan voort om sy eie maaltyd te eet, en een bly honger en 'n ander word dronk. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of minag julle die gemeente van God en verneder julle diegene wat niks het nie? Ons moet onthou, Jesus leer ons nie om vir my brood te vra nie, maar vir ons brood. As gevolg van ons inherente ekkigheid, dink ons die hele gebed gaan oor my. Dit gaan eintlik geheel nie oor my nie, maar oor ons gemeenskap, ons familie, ons broers en susters. Jesus bedoel eintlik dat die gemeente hierdie gebed saam sal bid, vir kos, vergifnis, bewaring en so voorts. As ons bid vir ons brood, is die bedoeling dat ons brood met ander sal deel, dat ons saam brood sal breek. Ons kan nie alleen brood eet terwyl ander se bord leeg bly nie. Nee, dit minag ons gemeenskap, sê Paulus. Ons is saam, een. Dis onder andere wat die nagmaal beteken. Inderdaad, as jy van jou brood vir 'n ander gee, is dit 'n sakrament, 'n heilige oomblik. Kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, U gee U kinders brood, sodat U kinders weer aan ander brood kan gee. Leer ons om te deel, soos klein kindertjies moet leer. My seëninge is nie net myne nie, dis ons sin. Amen. Die Here seën jou.